Krik. Is koffie in die kan as jy wil hê, Frans? Nee, dankie, Krik. Ek wil die koffie hê. Krik. Nee, toe maar. Kom sit toch, het maakt misschien weer achter als je zo rondstaan. Wat pla je? Niks. Hoekom vra jy? Ik ken je moes. Als jij zo lijkt alsof je katten je kos opgeëten, dan heb je weer iets aangevangen. Wat zit die keer? Ek het niks aangevangen, die Krik. Ek kon het nie help nie. Jy sien, Lizzie, ek en Lizzie, dit was nie my skuld nie. Wat was jou skuld? Het jy en Lizzie weer strijd gehad? Nee, nie weer nie, dis nog dieselfde strydery van laas keer. Ach man, is moest nou lang al voorbij vergeet daarvan. Ja, maar jy sien, Krik, jy verstaan nie. Jy sien, Lizzie, Toe hom vir my ma vertel. Wat vertel? dis wat ek nog die heel middag vir jou probeer vertel. Van Lizzie en die stuk grond daar bo teen die berg. Wat van die grond? Ons moet dit dan al verkoop. Vir wat? Anders vat sy my hof toe. Maar sien, Omfasio wou vir Lizzie uitoorlê. Ons wou vertel Lizzie. Ons wou vir Lizzie uitoorlê. Deur 'n kinderstorie wat nou nie waar is nie, voor haar te vertel. En as sy dit dan nou oorvertel, was 'n bietjie skrik te maak, deur haar te dreig om haar te dagvaar vir laster. Ja, maar jy sien, Krik, toe werk dit nou nie. En nou dreig Lizzie in Truitjie om Omfasio te dagvaar vir laster as ons nie die stuk grond bo in die berg aan hulle verkoop nie. Ek sien. Jy sien, Krik, is moeilik bereikbaar hier van ons kant af. Nou dat die hek gesluit is dit nou feitelik waardeloos vir ons. En hoeveel Pieter ons nog al aan vir die grond? Dis nie baie goeie grond nie, jy sien, en dis moeilik om Hoeveel? 2000 rand. Wat? Jy wil die helft van ons plaas vir 2000 rand weggee? Maar Krik, dis nie die helfte van die plaas nie, dis net so ou kort. Nee. Maar Ek weier. Nie vir 2000 rand en nie vir 10.000 rand nie. Dis erfgrond. En ek sal dit nie uit die debal se hande uit laat gaan nie. Maar kan nie toelaat dat 'n Truitjie en Lizzie vir Omfasio hof te vat nie. Maar weet wat sal gebeur? Hulle sal sy naam deur die modder sleep. Ek gee nie om nie. As hy sulke dom dinge wil op aanvang, moet hy maar 'n gelag betaal. My grond verkoop ek nie in klaar. Hoorie so Klaas, ek wonder of ek vir jou so 'n paar sakkies ertjies hiernatoe moet bring. Ja, kan julle kyk of julle weet. Kom maar sit maar Klaas, ek sommer self my bestelling in die kombuis gee. ja, dan is dit gaan. Wat vra jy self? Man so dit. Hallo mevrou Paulsen. Koppie koffie en 'n lekker vleisbestekkies. Kan jy my so 6 sakkies nog kry? Nee, ek sal sommer. Ek kan dit vir jou môreoggend aflewer. Ek kom môreoggend deur dan kan ek dit so. Spaar by rekening. Jy maak ook net skuld. Wanneer gaan jy weer 'n slag jou rekening betaal, hè? Vir die maand. Dit kan net een van die maand, nie. Een van die maand kom ook nooit. Man, Klaas, verlede maand is daar 2 van my polisse gekanselleer, maar hierdie maand het ek goed gedoen. En vir die maand maak ek als reg. Dit is die arme mense nie so belieg nie, maar hulle ook nie die polisse kanselleer nie, man. Hoorie so Klaas, ek wou nou vir jou gevra het, hoe ry daai nuwe bakkie van jou? Maar ek het nog altyd baie goeie dienste in my gekry, Kali. Dis redelik lig op brandstof. Man, ek het nou net vir my so eene bestel. Ek kom nou daar van die garage af. Ja, jy sal nie spyt wees nie, hè. Ek kon nou nie help om te hoor wat jy gesê het nie, Kali. Sê my, koop hierdie bakkie kontant. Nee, die garage ry op my huur koop. Nes ek gedink het, net soos hulle is. Nou, wat's verkeerd met huur koop? Die rentekoers, ou, jy gaan jou mors moet betaal aan die rente. Ja, ek weet man, maar ek het nie nou die kontant nie en ek het die bakkie dringend nodig. Ek het die afgelope tyd so 'n bietjie ekstra uitgawes gehad, jy weet. Kontant betaal is natuurlik die beste. Hoor, die praat, As jy die geld het natuurlik. Maar ek dink ek het 'n beter plan vir jou. Wat? Verhuur.
Verhuuring? Wat is die verskil tussen verhuuring en huurkoop? Dis mos maar dieselfde. Nee, glad nie. Kyk, met huurkoop word die voertuig jou eiendom as jy klaar betaal het, maar met verhuuring bly dit die eiendom van die bank. Dit klink nie na 'n voordeel. Maar sê my, is die rentekoers baie laag? Nee, nie so baie nie. Nou, wat is die voordeel dan? Ek het gewag net dit te vra. Die voordeel is dat jy nie 'n deposito nodig het nie, maar die groot voordeel Is dat jy die kommissie kry, né? Die groot voordeel is dat jy al die paemente van jou belasting aftrek. Mits jy die voertuig vir werk gebruik natuurlik en jy's mos 'n boer, so jy gebruik die bakkie vir werk. Mag ek? Ja, Ek sal die verhuuring vir jou reël. Ons val net gou hierdie ou vorm. wag net so 'n bietjie. Kyk. Jy trek elke sent van jou belasting af. Terwyl al die geld wat jy gaan spaar, hier is mos 'n vooruitstrewende boer, jy betaal seker sommer baie belasting. En dink aan die deposito wat jy nie hoef te betaal nie. Daardie geld kan jy weer vir iets anders gebruik. Geld maak ons geld. Wat is jou volle naam? Wag net so 'n bietjie. Hoor, Kali. Klaas, wat dink jy, jong? Kali, ek het maar min van die dinge. Presies. En ek weet. Onthou jy wat ek vir jou destyds gesê het toe ons oor versekering gesels het, nee? Toe sê jy mos jou pa glo nie en as jy raad sê, ja. Vandag is hy oorlede, mag hy in vrede rus. As hy nou 'n polis gehad het, kon jy hierdie bakkie kontant betaal het nou. Jou volle name. Karl Jacobus Ludwicus Rademeier. Karel Jacobus. Ludwicus met 'n W. Amen. Kan ek maar 'n fasie se kos inskep? Nie so baie vir my nie, dankie Grietaatjie. Ek is nie jy's honger nie. Ag nee, was al verkeerd met oom. Oom het altyd so 'n goeie aptyt. Seker sy gewete wat hom pla. Jy weet Giet, hy wil mos die plaas onder ons uitverkoop en dit nogal aan nou Lizzie. Dis maar nou ernstig. Tuurlik is ek ernstig. Ek moet die grond verkoop. Nogal ons beste blomgrond, daar by die mooi botterwieproteas groei, sodat hy nie in die hof hoef te loop vertel ek om my kinderstories versprei het. Maar Skoon vir my. ek moet nou nie voorkom aan my ma steur. Kom sit en eet ons se kos asseblief. Maar wat ou Jan, vergeet dit jou. Ek gaan maar slaap. Ag ma, moet dan maar nou nie so maak nie. Hy voel al reeds so sleg oor die hele besigheid, dan beklei maar ook nou nog met hom. Sy verdiende loon. Nou moet gaan sê vir hom maar is jammer toe. Sal die dag wees. Ek sal maar om fasie se koskamer toe neem. My kan nou nie met so 'n leer maag gaan slaap nie. Sit Giet, jy doen dit nie. Dit help my ek probeer vir hom 'n les leer en jy dra die kos agter hom aan. Wat sluip jy so in die donker rond? Ek tog is 'n inbreker. Nee, sy mense jou kos eet nie, dan word jy honger in die nag. Ai, Boetfasie. Jy beteken dink ek het net groot geword en sy wie so 'n simpel ding aanpak. Kriek. Kan ons nie maar die grond verkoop nie, hè? Nee. Maak skoon daai gemors. En sorg dat jy die yskasse weer ordentlik toemaak en as alles môre bederf. Boetfasie? Hulle sê Fred Joos is 'n baie goeie prokureur, miskien moet jy hom vra om dit te verdedig. Nag, Boetfasie. Lekker eet. Hoor, Lizzie? Dis ek wil met jou praat. Waaroor? Oor jou en Boetfasie se fete. Wil jy daaroor praat? Kriekie, wat gedaan is gedaan. Maar mense kan mos nie so haatdraand wees nie op mekaar nie. Ons is aan bure en als. En jy weet, julle twee se stribbel en krap ons almal om. Ons staan almal kwaai vriende. Ja, dit is so. Maar wat Safaas vir my gesê het, is te verskriklik. Dit gaan sit nie sommer aan mense klere nie. Jy kom as jy Boetfasie voor die hofdag gelaster nie. Hy's so trotse mens. As dit daar voor die hele gemeenskap moet uitkom wat hy stories vertel het, al is dit nie so nie, dit sal hom breek. Ja, maar hy wil dieselfde aan my doen. Maar hy het nou sy les geleer. Kan ons dit nie maar daar laat nie. Jy hoef mos nie hof toe te gaan nie, jy moet die grond aan ons verkoop. Maar dis 'n erfgrond, Lizzie.
Hoe kan jy verwag ek moet dit verkoop, hè? Grietjie, ek is nou jammer dat jy daaronder moet ly. Ek het niks teen jou nie. Jy is nou wel 'n ou nasionalis, maar ek het niks teen jou nie. Maar 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, so staan dit in die Bybel. Jy verkoop die grond of sal vasgehou word. Dis kom. Môre met Fasie? Môre Kriek. Ag, sies tog, jy is seker al dors. Nee, ou Loos om nou vir julle water bring. Haai, met Fasie, kyk hierdie een gaan plot. Kriek, ek het besluit om weg te gaan. O, wil jy bietjie met vakansie gaan met Fasie? Hulle sê Durban is baie lekker die tyd van die jaar. Ag, die geen blare, is jy siek, hè? Ek het besluit om voorgoed weg te gaan. Ek gaan nie hier bly waar almal van my 'n bespotting maak nie. Toe maar met Fasie, jy hoef nie meer te gaan nie. Ek het besluit om maar jou stuk grond aan hulle te verkoop. Is soos jy sê, jy weet dit beteken vir ons niks sonder die pad nie en dit veroorsaak net onmin kwaai vriendskap. Maar Kriek, jy was nou gister nog vasberade om nie die grond te verkoop nie. Ek het my plan verander. So vrou se voorreg. Maar Kriek, ek sal dit vir jou opmaak, hoor. Ek moet nog die plante gaan water. Nou, ek hoor jy gaan ook nou boer met die blomme, hè, Callie? Ja, ek wil vir my al toespits op die bottervuur Proteas. Oh ja, dat is 'n goeie maak vir Proteas, veral oor die see, hè? Ek weet ek voel myself uit na Duitsland, hè? Ja, maar dan moet ek en Hergente mos 'n slag gesels. Ek moet van my blomme aan oom verskaf. Ons moet net ooreenkom oor die prys natuurlik. Ja. Hoor, nog eers die grond in die hande en die verkoop al klaar die blomme. Dan kry ek dit ingestem om te verkoop. Ja, wat kan sy anders doen? Weet my mos. Dat is goed, ja. Dag gebeur. Oh, goeiedag, Fasie. Hoe kan dit met jou? Soos maar met 'n arm man gaan, jong, sukkel om kop bewaarder te hou. Ja. Dag oom Fasie. Callie, het jy toe al daai kontrak wat opstel? Ja, is oom hulle reg om te teken. Ja man, jy moet dit maar uitbring plaas toe hoor. Oom is nie meer kwaad nie. Ag nee, wat sou dit nou help om kwaai vriende te wees? Die lewe is te kort daarvoor. Nee, ek sê ook so oom. Callie. Luister Callie, jy moet eendag op 'n ander tyd vir my die hek kom oopsluit joh. Maar is daar nog vir oom hulle se gereedskap daar? Ek was gister saam met die volkies daar en ek het niks gesien rondlê nie. Nee. Nee, ek wil net die volkies vat tot ons die laaste van die Proteas kan pluk. Maar wag nou so 'n bietjie. Kyk, volgens my gaan die Proteas mos saam met die grond. Callie man, die kontrak is nog nie geteken nie jong. En die blomme behoort nog aan ons man. Moet nou nie weer met jou skelmgeit begin nie man. Wie skelm? Oom moet nie met oom se lasterstories begin nie. Oom weet wat het laas keer gebeur, né? Ek daar aan my sonde nie ontsien nie. Jy moet daarom weet met wie jy praat. Ek is nie jou speelmaat en jou klein bag. Sê wat dan Kriek, ek bring vanaand nog daai kontrak. Ek hoop die ganse vreet jou op as jy op eendrag kom. Waarom Fasie? Waarvoor was die ding? Nou, dit was parte vir die trekker jong. O ja, terloops, ek het vir ons kaartjies gekry vir Saterdag se rugby op Nieuweland. Weer op die spoorweg paviljoen. Nee, Noordpaviljoen. Dis beter. Op die spoorweg paviljoen skyn die son na te in 'n mens se oë jong. Ja, ek hoop net dit reën nie. Ai, maar wag, ek moenie so sê nie. Ons boere het mos hier reën nodig. En die ding? Dit was vir die kalk wat ons op die eie lande gestrooi het. Ons het maar ontsettend duur vir nie klein Louis ons nie oom. Nou, mag duur wees, maar dan 'n goeie jobbie gedoen. Wat help dit 'n goeie jobbie gedoen as daar nie 'n markus oor die eie nie. Toe maar volgende jaar. Dis altyd volgende jaar oom. Ons moet vir jare al 'n plan maak voordat dit te laat is, veral nou dat ons nog die inkomste uit die Protea oes ook gehad verloor. Ons moet al mandelbome plant oom. Mandelbome. Jy tokkel ook altyd net op dieselfde ou snaar. Ja, maar oom moet ook altyd eers om sy kop stamp voor om die dag luister. Kom binne. Ja, Jan Koos, wat is dit? Daar is beeste in die eie lande. Huh? Dis die radermeiers en ek ken hulle beeste. Nou loop jag terug goed man. Die radermeiers se beeste nog ons Laat hulle vreet Jankoos. Ons maak nie geld uit die eie uit nie. Wat moet ek nou maak? Loop jag terug goed. Goed, ek sal so maak. Of nee, wag Jan Koos. Ek gaan saam. Oom Fasie. Gaan jy nou weer moeilikheid met die bure maak? Ek nog nooit met emosies praat nie. Wanneer gaan Hergente weer deur Kaap toe? Och, ek dink oormôre. Kom maak 'n bietjie draai daar by my. Maar so 'n bietjie Proteas en miskien so 'n bietjie heide ook. Ons het mos nou ooreengekom oor die prys. Goed, ek sal so maak, Callie. Ja. Ek hoop ons kan nog goeie besigheid doen, hè? Met die blomme. Ja. Nou, ek moet weer terug aan plaas toe, hè. Ons boere kan nie heel die dag op die dorp bly sit nie. Nee, ek het nou wel 'n plaasbestuurder, maar as ek nie agter hom staan nie, kry hy ook niks gedaan nie. Ja. Maar Nee, man wat ek soek.
Ek het alles gereël, jy kan maar die bakkie gaan haal. Het hy gekom? Vanoggend al. Maar waarvoor wag ons man? Kom ons gaan haal. Nie so haastig nie, ons moet eers die assuransie reël verskoon. Ja, maar assuransie. Wat is assuransie? Motorversekering. Jy Jy dink tog nie die bank gaan die bakkie koop en jou verhuur is en die verseker is nie. wag. My maatskappy het net die regte polisie. Ons premies is laer as by enige ander plek. Kom sit dan, hulle is gou die volgende in Plaasbrug vir ons koffie asseblief. Maar ek Ag Jan, skakel die stoeplig aan asseblief, is seker nou haar se Belinda. Belinda het gesê hulle kom vanaand 'n bietjie oor. Ek wonder of Sisbetta toe gekom het. Ja. Ag nee, kom ou Betta dan alweer kuier. Sy kom net vir 'n paar dae by Belinda kuier met Fasie. Soos ek haar ken, sal dit eerder 'n paar weke wees. Dankie tog, sy kom hier afpak nie. Hoekom so Fasie en Tabetta daar altyd so haks, hè? Ja, hy het kleintyd as Sisbetta gevreemd wou, so my Henny is daaroor. Volg my jou Sampriek. Goeienaand mense. Sisbetta. Ag, dis goed om jou te sien. Hallo man. Jou hare lyk Hallo Fasie. Ek katoor het geknip. Ja, dis goed, nee. Jy lyk regtig by goed die afgelope tyd, Belinda. Seker omdat ek meer tyd het om myself te spandeer, maar vind ek nou nie op voltyds in die spreekkamer hoef te werk. Ja, nou lê nou vir jou besige tydjie voor. Nou dan so Fasie. Jy het mos nou weer 'n kuiergas wat nie so iets ken soos handby sit nie. Ag, maar Betta se mos nie moeite nie. Nee, dit het begin. Hoe gaan dit met Chrissy in die spreekkamer? Ek hoor sy kan maar 'n moeilike entjie mens wees as sy die dag lus het. Sy is 'n bietjie ongeduldig met die pasiënte, maar sy bring hom vir my besigheid ook in. Vandat sy nou daar werk word die jong mans in die distrik al hoe meer sit. Hy hoor nie so swaar voor ek vergeet ek het vir jou rugbykaartjie gekry. Hey, maar is mooi man, hoe lank ry ons? Man so 12 uur se kant. Jy gee mos nie om met ek gaan in die bokkie. Solank jy net gedra. Kom ek net self by die spreekkamer. Wel, as jy nie klaar kan nie, kan ou Betta mos maar oorneem. Sy hou mos daarvan om voor te skryf. Ha, ek onthou nog die slaap toe sy vir een van jou pasiënte kastorie gegee het toe die se binnederm gebars het. Wanneer het jy laas van Nelly gesien, Sisbetta? Oor verlede week is sy stuur baie groete. Dankie. Sy is net erg afgehaal dat sy vas aan eers bedank het vir die tyd wat sy hier vir hom huis gehou het nie. O, lyk my ons kry nog gaste. Ek gaan gou die water opsit vir tekens. Sien vir julle almal? Ja, Ek dankie, sal lekker Krikkie. Kan ek 'n bietjie koffie kry, Kriek? Moet jy altyd wars wees? Nou moet die vrou weer vir hom gaan koffie maak. Ek gee nie om nie, Sisbetta. Swart tee vir jou, né? Ja, dankie. En 'n stukkie seelemoen en nie te sterk nie, hoor. Maar wel. Nee, dankie gesels jy nog. Gaan ek by die baie boer. Man, ons het nie. Naam buurman. Kom stap binne. Sit. Nee, dankie. Ek wil nie sit nie. Ek het net die kontrak vir jou ma gebring om te teken. Gee laat ek sien. Kan nie sonder die bril nie, Jannie. Nou, Callie, sal jy 'n bietjie saam met ons doen? Nee, dankie tannie, ek moet nog dorp toe gaan om iemand daar te gaan sien. Wel, dit lyk in orde, maar ons moet seker die ding by 'n prokureur kry net om aan die veilige kant te wees, né? Kan julle verseker as niks met die kontrak verkeerd nie? Gee daai kontrak as ek dit teken. Ek weet julle van my 'n vriend. Ja, hierso maar Krikkie. Jy die cheque. Ja. Wat gaan hier aan wat word verkoop? Is grond dan beter. Wat 'n grond? Dis die grond daar bo teen die berg. Dat is sien om Fasie en Tannie. Maar om Fasie se sal tog die hele storie uitvind. Nou, wat is die storie? So Callie, ek hoop dis nou die einde van daai onplesierigheid en dat ons weer vir goeie vriende sal wees. Ek hoop ook so tannie. Sal een van julle net teken as getuie asseblief? Jan, jy moet kyk of daai cheque geteken is en of die datum in orde is en alles. Môreoggend vroeg gaan jy bank toe en vind dat daai cheque goed is, hoor. Jy ken nie spulrade meiers. Dalk is daai cheque van Bosbokvel. Ai, dit Fasie. Ag, toe maar wat tannie. Ons ken almal vir hom Fasie. Hy's net 'n ou hond. Sy blaf is erger as sy byt. Maar jou Wat is hier aan die gang? Ek sê, wat is hier aan die gang? Ag, jy sien Sisbetta, Boet Fasie. Die water kook seker al. Jy weer besig om met jou streke. Dag man. Het die dwaas geteken? Ja man. Dis mooi, dit sal hom leer. Maar hoor hierso. Ek weet nie so mooi of die kolie sou swerd is nie. As mamma weet wat 'n ergernis ek alweer van vanmôre af gehad het. En ek ken vir oom Fasie. Dan gaan dit sy pad uit gaan om dinge vir my moeilik te maak. En wat het jou swerkaart nou weer gedoen? Uit 4 van my koeie vanmôre skit toe gestuur, maar en ek is seker as hulle volk wat altyd die hekke onder by die rivier laat oop staan. Dis hulle wat ons brame steel. Hoor hierso maar, dink maar nie ons moet maar die hele besigheid los en die grond vir hulle teruggee nie.
Nou was Servaas vir my gesê nog so nooit is te nimmer nie. Maar wat het oom Fasie dan nou gesê wat so verskriklik was? Is dit so erg dat al hierdie onaangenaamheid werd is? Dis van jou oorlê pa. Wat kon hy van oorloop gesê het, maar hulle was tog vriende. Ek het gesê jou pa het met ander vrouens gelol. En hoe dink jy moet ek voel? En my eie kind vat nie eens my pa nie. Hoe kon hy so iets gesê het? Ons gaan wonder maak om die vergewe nie die luis. Hierdie soort kos staan nie. Suster, het jy weer die dingetje afgedraai, die vinkie? Draai hem op dat jy kan hoor. Maar hierdie soort kos staan nie. Ja, dankie. Ek weet nie waarom met die hond staan en keffiekos eet nie, suster. Daar is baie oorskietkos vir hom. Wat hoor daar nie van Freddy? Hy is maar baie lui om te skryf, Klaas. Maar het gaan daarom aan. Hy klaar net so oor die koshaaf, sies toch? Ja, net so uitgevreed soos daar die hond. Ek verlang verskriklik na die kind. Kyk, Klaas. Hier is 'n foto van hom in sy uniform. Ag, Dani, moenie so verdrietig wees nie. Een van daai is Freddy weer in ons midde met al sy streke. Ja, maar suster, wat ek nog nie kan verstaan nie, waarom met die hond staan en keffiekos eet? Daar's genoeg oorskietkos, man. Liewe aarde, ek is sonde wat ek daar met haar doofheid. Ek is so bly ek is nie doop nie, Klaas. Want hy sê met maar geduldig wees met aan. Hoe sê jy? Kom maar. Dag, Leuk, Klaas. Een box chocolate, alsjeblieft. Ja, vir wie koop jy sjokolade, hè? Vir die vrou. Ons gisteraan so 'n uitvalletjie gehad, as ek nie nou vir haar chocolates koop nie, dan kry ek nie vandag kos nie. Man, jy nie vir my iets anders nie, jy weet, 'n fancy box, maar nie so duur nie. Wat van wat van die? Ja, hy lyk oké. Klaas. Dag, Fasie. Dag, Dani. Maar dan sal ek regtig kyk op Nieuweland. Ja, man, ons kan ons nie so 'n kans laat verbygaan om te sien hoe die Transvaal pak lê. Gaan jy ook? Nee, dankie, Fasie, ek moet weg. Ja. Doe maar 'n kaartjies gekry. Ja, man, Jan het vir ons gekry by Caledon se rugbyklub. Ja, is lekker as mens kontak het. Jy is 'n kar vol. Man, dit is net ek en Hans en Jan wat ry. Ek wonder of ek nie kan saamry nie, my kar is stuk en ek wil vreeslik graag die wedstryd sien. Kan seker maar jy, jy kar. Nee, maar ek sal sommer. Ja, is nader aan die kroeg, hè? Hoe dan nie? Nee man, ek het eintlik 'n pitsoor op my ek is jous op pad na dokter Haas toe dat hy kan kyk wat daar aangaan. Luister Gert, ons ry so 12 uur. Kan jy kom tot op die dorp? Dan tel ons jou hier op. Nee, dis reg oom. Ek ry met Callie se nuwe bakkie. Oh. Maar hy sal nie wil ek Nieuweland toe ry. Nou ja, dan sien ons kom Saterdag. Totsiens. Goed. Kijk, ek was gedink dat Callie sal nie meer hê met sy nuwe bakkie Nieuweland toe ry. Hy kan lekker dopsteek hoor. En nou so 'n groot wedstryd. Kom net direk na die wedstryd terug. Man, ek weet nie, dalk gaan ons eers by die hotel aan. Jy weet om te wag dat die verkeer so 'n bietjie uitdip. Meneer kan maar sit, die sitplekke is verniet. Nee, wat ek staan sommer so 'n bietjie. Ja, is nou net ek nie wil sit nie, maar ek kan nie. Ek het pitsoor op my bout. Net hierso. Sien ek die dokter toe gekom en die ding is verbrand seer. Wil ook nie rybord nie. Sê vir my, jy nie ook Cornelis Wagner se dogter nie? Stiefdogter. Same difference. Dis 'n mooi kind, né? Sê vir my nou, kan ek nie eendag bietjie vir jou kom kuier nie? Gaan kuier liewer by jou vrou en ek is nie jou nurse nie. Gaan sit nou, dokter sê jou nou help. Ek sê dan vir jou kan nie sit nie, ek het 'n Ja, persoonlike... toe maar. Stuur asseblief die volgende pasiënte. Jy kan maar ingaan. Ek hoor dokter slag jou oor. Dag juffrou. Dag tante. Is dokter Hans besig? Ja tante. Sê vir hom ek het 'n boodskap vir hom. Belinda, mag ek se vir hom self sê? Tante kan nie daar ingaan nie. Moet jy Belinda, o genade. Dokter, sluit daai. Kon jy nie vir my sê daar's 'n kaal man daar binne nie? Ek het gesê tante kan nie daar ingaan nie. Gaan sit maar, dokter sal tante nou help. Nee, ek het nie tyd nie. Wat was die boodskap tante? Wêreld. Warm. Het sy vasie geroep? Ja, Jan Kos. Luister man, kyk bietjie agter op die bakkie. Die heuningkoeke is daar. Swaai jy dit vir ons uit? Is daar baie heuning? Nee, wat nou, nie veel nie. Lyk vir my iemand steel ons heuning. Is nie dalk die klein goed? Nog nooit nie. Ek weet waar 'n lekker vetnes is. Waar? In jou akkerboom daar onder langs die draad. Ja, maar jong, daai boom staan ons nie op ons grond. Die staan nou op Callie se grond. Dit is maar net neffens die draad. Amper kies op ons grond.
gaan Servasie dit uithaal. Nee, ek het genoeg sonde met die bure. Ek gaan nie nog hulle heuning ook steel nie. Hulle steel aan ons heuning. Wie? Ja, die volkies van die ander kant. Carlison? Ja. Is jy seker? So seker as wat ek hier staan. Dis geen wonder ek kry geen heuning in my neste nie. Is jy doodseker, Jankos? Doodseker. Maar bon, seker maar hulle heuning ook gaps. Ons moet sy diefstal nie, en dan hulle by. Luister hier. Sodra jy klaar is met die heuning se uitswaai, dan vat jy hierdie gereedskap van my en jy gaan daai nes uit, hè? Dan so maak Servasie. Hey, en jy sorg dat niemand jou sien nie. Ek sal so kus wees. Gert, smeer daai salf aan saans voor jy gaan slaap en dan kry jy vir hierdie pille by die apteek. Dankie. Dis vir die infeksie. Dankie dokter. Moet ek weer terugkom dokter? Ag nee, dit sal nie nodig wees nie, Gert. Jy blyk moet gou gesond te word. Net een ding. Jy moenie drink terwyl jy daai pille gebruik nie. Dit akkedeer nie met alkohol. Dokter, hoe lank moet ek die pille gebruik? Nog tot so na die naweek. So lank? Dokter, wat maak hierdie pille saam met drank? Maak jou lomerig en so nog verskoning. O, is dit al? Totsiens dokter. Ja, dokter Jonker. Ja, mevrou. Stuur hom maar. Hallo Nassie. Zeg my, wat is jou naam? Florence Nightingale. Ah, nogal 'n slim kop, hè? Luister, wil jy nie eendag saam met my uitgaan nie? Nee, dankie. Jy hoef jou upstairs. Ek hou my nie upstairs nie. Ek lol net nie met getroude mans nie. En bovendien, jy's gans te oud vir my. Te oud en ek dacht nog ek is so 'n bok vir sport en nou sê jy ek is te oud. Jy weet ek kan jou nog 'n ding of twee leer. Nee, dankie. Jy weet nie wat jy mis nie. De prys agter die rug. Ja, nee. Het was maar 'n harde week nou, oom. Ja, ek weet wat die naweek voor lê. Ja. Gaan jy en Grieta vanaand uit? Ja, ons gaan so 'n bietjie fliek. Wil oom en my ma saam gaan? Ag nee, wat ou Jan, vat maar jou ma jong. Ek is te moeg. Is oom lus vir 'n drankie? Ja, asseblief. Sien nou, wat het Jan Koos gemaak met my gereedskap? Die wat ek gebruik om die heuning mee uit te haal. Jan Koos het nog nie terug op haar plaas. Maar hy is daar 'n goeie 4 uur gelede al hier weg. Is jy seker? Hy is nog nie terug op haar plaas. Of ek vas ek tog net jy self vanoggend gaan heuning uithaal. Ja, ek weet krik, maar dis 'n willenes wat Jan Koos gaan uithaal het. Ek wonder daarom waar kan hy bly? 'n Willenes. Hier is ons se drankie. Dankie. Waar's die willenes oom? Daar in die ou akkerboom wat daar langs die grensstraat staan. Die boom staan mos nie op ons grond nie. Staan ons aan Callie se kant van die draad. Ag ja, man, maar dalk hang hy nes oor aan ons kant. Bovendien sy volk steel my heuning ook. Hallo Eendrag. Ah, middag sergeant, gaan dit goed? Nee, gaaf, dankie. Ja. Jan Koos in die tronk. Maar hoe? Nou maar goed sergeant. Ek sal so maak. Baie dankie. Wat is dit nou van Jan Koos? Jan Koos is in die tronk. Hy het Callie se heuning gesteel. So agterbakse klein blik skottel. Was nie baie mooi van hom nie nou oom. Maar oom moet ook daarvan beter weet as om vir Jan Koos te stuur om ander mense se heuning te loop steel. Ag, wat steel. En nou? Waar gaan jy nou? Gaan by Jan Koos al. Ons gaan hom uitlaat op Borgery om saam. Nee, wat ry jy maar? Weer betaal. Dis dit. Nou maar asseblief. Met wie praat? Daar's nou niemand op die plaas nie wat Callie gepraat het. Kan maar vir my die boodskap gee. Vir wat loop staan sluit julle my werksmense op? Dit nou die een wat ons heuning gesteel het. Dit was geen julle heuning nie, dit was wille heuning. Maar dit was op ons plaas. Jy wou mos ons beste skut steel. 'n Oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. O so. Nou ja, goed. Sê jy dan maar vir daai klein bogkind van jou. As een van julle werksmense weer hulle potte op eendrag sit, dan kry hulle skoot bokkaal in die agterwêreld. En dit geld sommer vir julle twee ook. Beskofte ou buffel. Waarom Fasie? Hallo Klas. Kom reg vir die groot wedstryd. Regs is 'n roer, Jan. Sê my, was Gert nog hier? Nee. Nou, jy moet nie laat wees nie, ons gaan nie vir hom wag nie. Fasie.
Tinus, hey wêreld jong, hoe gaan dit? Lekker man. Sit dan drink jy 'n koppie koffie saam met my. Klaas, bring daar nog 'n koffie asseblief. Tinus man, waar was jy al die tyd gewees? Jy skaars die laaste tyd. Ek het 'n paar damme in Mamasbury se wêreld gemaak, maar nou is ek terug. Begin maandag met 'n dam op Piet Belonie se plaas. Jy moet vir ons kom kuier op Eendrag man. Ek sal. Sê my, wanneer moet ek daai dam vir jou kom man? Jong, ons kan nie damme bekostig nie, Tinus. Ons het so min reën gehad, jong, die damme is almal leeg. Selfs die rivier het skaars water. Maar wat van 'n dam in die rivier? Ag man, ek wens ek kon. Maar as ons nie ons rivier alleen nie. Die Rademeiers is mos ook afhanklik van die water. Ja, dis ook waar. Ek wonder. Hy sê my, Tinus, wat maak jy vanmiddag? Niks. Hoekom? Luister hierso. Ek wil hê jy moet my 'n groot guns doen. Chrissy, gaan sluit graai deur voordat nog pasiënte. Ai, dokter, is iemand wat regtig siek is? Oh, dan sal dit maar wag tot maandag, want nou gaan ek rugby kyk. Kom wat wil. Ja. Hey, Jan moet dan nou opskud, anders gaan ons hy voorwedstryd doen. Hy is nie lank wees, jong. Hy het net gou vir Kriekie plaas toe geneem. Praat van die duiwel. Nee, ja, kom, laat ons wegwees. En jy die kakkies? Ja, Fasie, moet ek eers vir Kriekie sê voor ek vanmiddag daai dammetjie van jou gemaak of is dit nie nodig? Nee, man, gaan jy maar net, dit sal nie nodig wees nie. Wat se dam is dit? Nie te maar sommer niks. Kom ons Dit nie julle dit hoor. Versigtig ry hoor, nou matigheid verhoor na die wedstryd. Ek wonder waar bly die mans? Die wedstryd is mos lankal verby. Hy ek hoop nie dat iets oorgekom nie. Iets oorgekom se voet. Dat is natuurlik weer besig om iewers jou lyk te hou. Sy het 'n hele en Kaap toe maak, kry jy nie verkeerde seker druk. Ek het seker maar iewers 'n drankie gaan maak na die wedstryd. Dis mos niks, dit gebeur mos nie elke dag nie. Ek is in die kol gewees. En toe was die wedstryd. Hy het plaas die tops man. As toe moes toe nie eers hier in die laaste paar minute van die wedstryd wat ons toe ons nou wen sien. Ou môre hy Du Plessis druk hy 3 reg in die hoek. Voor ons kom man. Wat kan ek vir julle manne aanbied? Swart koffie? Ja. Nee, nie swart koffie vir my, dan verloor ek my lekker lyfie. Nee, gee my net 'n pakkie per man. Oor so kas jy stap eers draai jou af hoor. Seker Jan, jy weet wat. Fasie moet ons nie my huis toe gaan nie. Ons is klaar laat. Ag nee, man, ons is tyd vir koffie. Ou Klaas, bring maar vir ons 'n bietjie koffie op. Seker, dankie. 3 swart koffies asseblief, Mali. Nou ja, dankie vir die lips. Sal jy regkom, Gert? Nee, ek is doodreg, dokter, ek is doodreg. Er nog net een vir die pad en ons reguit huis toe. Alright, cheers. Fasie jong, dink jy sal regkom? Jy weet hy was meer in die kroeg as langs die veld. Moet ons hom nie na huis toe vat nie. Onkruid vergaan nie, man. Kan ek nog 'n bietjie breedie kry, is regtig lekker. Gee my jou bord, dan skep ek vir jou in. Dankie man. Dis eintlik Greta wat gekook het. 'n Kompliment vir jou, Grieta. Hy vra nooit 'n tweede porsie van my kos. Ag, maar as my ou vroutjie nie te knap nie. Ek is bly jy hou dan van haar. Ek was bang dat die kos dalk sou smaakloos wees want ek moes dit so lank warm hou in die oond. Ja, julle kon regtig gebel het, gesê het julle gaan laat wees. O ja, Jan Callie het gebel. Wat wou jy gehad het man? Ek weet nie, hy wou met jou op die fase gepraat het. Hy het iets gesê van 'n dam of 'n ding. Hy was redelik ontstel. Dam. Weet hom Fasie iets af van hom? Kallie se dam? Nee, ek weet niks van Kallie se dam af. Ek is seker oom Tinus het vanmôre in die kafee iets gepraat. Kan ek nog 'n bietjie van daai breedie kry? Dag Rita, jy raak daar nou 'n uithaler boervrou, hè? Dankie om vir ons sê. Nan, stap maar binne. Nou, mense. Ek is jammer ek kom pla julle aan die etenstafel. Ek kan nie net iets saam eet nie. Nee, dankie tante. Ek het net kom hoor wat julle idees met die toedam van die rivier. Wat? Daai wal wat julle vanmôre in die rivier gestoot het. Ek weet van geen wal nie. Oom Fasie. Dis weer oom Fasie se ding, hè? Ja, net waarsku vir julle, ek vat vir julle albei water op toe. Wil alleen net hof toe hardloop. Klein papbroek wat agter die gereg skuil. Hoekom kry jy nie vir Vonne 'n Flora op nie, hè? As mens nie wil hoor nie, moet jy voel. My geduld is nou op. Kallie is heeltemal reg oom. Hoe kon hom dit doen? Dis mos nie ons rivier nie. Surpie. Stadig. Om was moedswillig erkenning. Ag, ou Kallie, ek sal sorg daai rivier maandag weer loop, hoor. Jy beter. Ek is nou moeg vir hierdie ou man se ding. Hy gedra hom net 'n kind man. Luister hierop. Jy moet aan Nou kom, kom, wat probeer julle nou doen? Staat nou een kant, so 'n bietjie, kom. Julle nou aan mekaar spring. Ja, hy sien ek roep. Hans is vir jou. As hy wil respek hê, dan moet hy hom gedra soos 'n ou mens. Dan moet dan soos 'n jy weet met hom praat, né? Hoe moet jy is soos 'n kanaal 14, maar wat se skade het jy? Goed, ek kom dadelik. Wat is skade? Dis die hospitaal. Ek kom daai te wag betaal. Gert het 'n ongeluk gemaak op padhuis. Nou, Ek sê Gert het 'n ongeluk gemaak op padhuis. Ernstig. Ek weet nie hoe ernstig dit is nie. Oor dis sal een van julle asseblief vir ma en Belinda huis toe vat. Ek weet nie hoe laat ek sal terug wees. ek sal swaar.
Ek gaan saam met my bakkie. Jou bakkie is poegaai, ou hofknapie. Fasie. Dag Karel. Dag Klaus, wil jy van die koerant anders sê? Ag nee, so. Gaan nou met Gerrie. Man het lig af en afgekom. Dit is meer as wat ek vir my bakkie kan sê. En sodra hy die hospitaal uitkom, gaan ek hom ontslaan, jong. Ek is moeg vir sy gedrinkery. Maar die bakkie is gelukkig verseker dan. Ja, gelukkig. En jy is vir hom weer. Dan vul ons hom gou in. Jy mos altyd so vinnig as by die invul van vormpies kom as jy 'n polis wil verkoop. Kom ons kyk hoe gaan dit nou by die uitbetaling. Ek het 'n eisvorm hier, ja. Gaan jy die geld gebruik om vir jou nuwe bakkie te koop, Callie? Nee man, die geld moet gaan om die verhuuring by die bank te beëindig. Ek sal seker 'n nuwe verhuuring moet uitneem of hoe. Ja. En dan is daar natuurlijk nog die klein bijbetaling. Bybetaling. Wat 'n bybetaling? Heffingsfooie ensovoorts. En hoeveel is dit? Ek het vanoggend hoofkantoor geskakel. Het beloop so ongeveer ja, R1250. Maar betaal die assuransie dan nie uitstaande bedrag van die verhuuring nie? Kyk, jou polis betaal die markwaarde van die voertuig. En die verskil tussen die markwaarde en die uitstaande bedrag van die verhuuring is R1250. Maar hier staan dit op jou polis hier. Kleinrag geskryf. Dis 'n skelm wie dit. Wat? Waarom jy moet my R50 vandaan? Wat? Jou voet van my af. Jongen,